South African farmers have been the target of violent attackers for years. Ek is Johnny Miller van Frankfurt. Ek is in die nag van 23-24 September aangeval op die plaas. Ek is in die kop geskiet. Ek is in die kop geskiet. Ek is in die kop geskiet. Known as farm attacks, these vicious crimes are fueled on by politicians. Shoot to kill! Hamaza! Kill the poor! The farmer! Kill the poor! The farmer! While the South African government denies that these attacks are taking place. There are no killings of farmers or white farmers in South Africa. In this series, survivors of farm attacks tell their stories. Ek was besig om Netflix te kyk, was ons na 12 die aand gewees. Toe ek by die sitkamer se venster, my bank by die sitkamer se venster, het ek gehoor 'n geritsel van sellotape of iets wat loskom met wapper in die wind, maar die wind het nie gewaai nie. Ek het Rob, wat saam met my hond so Christmas familiebed gelê het, ek actually wakker gemaak en gesê, Engel, ek hoor iets buite. Hy het opgestaan, na die venster toe gaan, agter my, gordyn oopgemaak, hy het actually gaan kyk. My gesê, hy sien niks nie en hy hoor niks nie. Hy het weer teruggeklim in die bed. Ek het verder Netflix gekyk. 'n Paar minute later het ek presies dieselfde weer gehoor. Ek het hom weer wakker gemaak en gesê, Liefie, ek hoor ietsie. Hy het weer opgestaan. Hy het weer gaan kyk. Hy het my gesê, hy sien niks nie. En ons hele buiteerf het floodlights gehad genoeg om 'n stadion te voorsien. Weer teruggeklim, hy het verder geslaap. En toe het ek stemme gehoor, 3 stemme agter my gehoor. Hy het weer opgestaan en gekyk. Sorry. Ek sê hy sien absoluut niks nie. Hy het vensters toegemaak. Ek sê vensters is oop. En hy besluit hy gaan vir hom 'n glasie Fanta gaan haal in die yskas. Ek het saam met hom gestap agterna. Toe ons by die kombuis kom. Ek staan die 3 gewapen. Die ene was besig om te donga die venster oop te breek. En Rob het in die gang ingegaan, teruggekom met 'n paintball gun. Sorry. En toe hy uitkom het hy 'n skoot gevier. En dit is toe hulle net begin skiet het. Hulle het net geskiet. Rob het, ons het die deur oopgesluit op Rob het. Hy het gedink hulle het weggehardloop om die hoek, of dit hulle die deur vasgekruip het ingekom. En ek het gestaan skuins agter Rob met Zumi wat my pitbull is, was teen hulle en ek het die hele tyd vir Zumi geskree, kom mama toe. Terwyl hulle skiet. En Rob het vir my en die hond net gegryp en ons in die badkamer gegooi. En hy het gesê, vat my hond, ek gaan nie in. En toe die deur toe is, en soos een skoot klap, dan hoor jy, Eina! En nog 'n skoot het geklap en ek het dit weer gehoor, Eina! Ja, ek het uitgegaan. Maar Rob geleed in die sitkamer. En dit is toe hulle my slaan met 'n geweer. En een skree vir my, shut up. En die ander een skree net, put the lights on. En die ander een sê net vir my, sit down. Ek het die ligte aangesit, eventually. En ek het begin om die TV uit te plug en ek het die PlayStation uitgeplug. Toe die ander een my net weer oor die kop geslaan. Ek sê vir my, what the F are you doing?
I said ek vir hom, just take it and go, so I can help my husband. Toe sê hulle vir my, we don't want it, it's not what we came to do, we've done what we wanted to do. Dis hulle slaapkamer toe, ek is agterna. Hulle het my op die bed gegooi, die een. My broek afgetrek, en die ander een, hom van my afgeruk, die tief het hulle die outfit aangehad het. Ek sê, that's not what we came for. En my weer op raap gegooi, weer opgestaan, agterna gegaan, hulle het weggehardloop. Ek het gedink, hulle is weg. Hulle gaan nie weer terugkom nie. Toe ek my voete by die deur uitsit om in die kar te gaan klim, het hulle 3 teruggekom met wapens teen my kop. Ek is in die gang in en het op my knie gesak en gesê, Here help, asseblief Here help. Hulle het 'n stroom in my gesig geskyn en my oë in. En dit hulle weer gehardloop. Kar se sleutels toegegryp omtrent so 10 minute na die tyd, 15 minute. Het ek opgery na my skoonouers toe en vir hulp gaan soek. Ek het agtergebly. Bel my skoonsussie die polisie bel. En my swaar hulle het afgekom. Saam met Rob se pa. En toe ek eventually weer onderkom saam met my skoonmaat het my gesê, maar Rob is al lankal ijskoud. Ek kon nie eers help nie. Hulle het gekom om te moor. Hulle het nie gekom om te steel nie. Hulle het nie gekom om goed te vat nie. Hulle het gekom om dood te maak. Ons nie iets anders nie, wat wie wil nie goed hê wat jy kan verkoop nie. Voor die voorval is daar merkers uitgesit wat ek bevestig het met die hele paar sekuriteitsmaatskappye. Wat dit beteken, wat dit kan beteken. 90% van die maatskappy het gekom vir my gesê, dit beteken hulle kom om dood te maak, iemand gaan doodgaan. Ons moet net op en wakker wees. Ek het in ons GPF meeting met die stasiebevelvoerder, het ek het aan hom genoem, dat ons 'n target is. Dit is afgelag. Dit is omtrent so 'n week voor die aanval. En ja, was nie 'n paar dae na Rob dood is nie, het al begin plunder. En het al ons goedjies gesteel al, wat binne in die huis was, klere, elektroniese goeders, TV wat agtergebly het, grasnyers en so aan. En vandag lyk dit so. Nou is November, die 2de November. Het ons aangeval. En ja, so in 6 maande het ons gegaan van 'n lieflike 3 slaapkamerhuis, 'n gelukkige huis. Geen tekortkominge nie. Nou absoluut 'n vervalle wit olifant wat nou hier so staan. Of nie staan nie vir daai, vir wat dit saak maak. In 6 maande, alles wat binne was, buite was, ons alles weg. Baksteen vir baksteen ook weggedra. Die polisie se hantering, kan ek sê, bestaan nie, dis 0 op 'n kontrak. Die aand wat Rob, die oggend wat Rob doodgeskiet is, het ek ons investigating officer gevra dat ek reg is om die ouens te beskryf. Hulle het die balaklavas aangehad nie.
Ek kan vir hulle alles laat opskets. Ek het ook vir hulle gesê dat ek bereid is om presies soos goed gebeur het, dadelik vir hulle te gee. Sy was glad nie geïnteresseerd daarin nie. Ek het vir 15 dae lank gesmeek, elke liewe dag, paar keer. Dat hulle net my statement vat, dat hulle net die ouens opteken, want ek is besig om te vergeet. Ek het tot vandag toe nie weer gesien nie. Ek het meer in 'n request ingesit dat sy my net met terugvoering gee. En sy het nog nie eers aangevra vir die identikits van die ouens nie. Sy het nog nie aangevra vir forensiese foto's nie. Sy haarself het nie eers die statement kom afneem nie. Dit is trio toegegee waar sy is, want dit word nie gesien as 'n moord nie, maar as 'n house robbery. Tot vandag toe het daar nog niks gebeur nie. Ek het 3 weke na die tyd is ek geforseer om saam met my ma te kom, net te kyk of ek 'n paar kleertjies bymekaar kan skraap. En dis waar koels ook opgetel het. Getag, gebag, gesiel. Wat forensies agtergelaat het. Hulle het dit ook nie kom afval nie. En so, wat die polisie se hantering, wat se hantering? Die polisie het nie eers trauma counselling gereël nie. Hulle het niks gedoen nie. Hulle het nie eers uitgekom te gesê daar was 'n huisroof gewees. Die eerste, die tweede, derde keer soos ek gehoor het van my skoonouers wat die bo bly nie. Hulle kan net nie worry nie. Maar dis die geval met almal wat hier aangeval word. Polisie daag nie op nie.